Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde. Ons dankie vir die goedheid vanmôre. Dankie vir die kosbare woord. Dit is swaard is wat ons kan gebruik om in oorwinning mee te lewe. Ons maak ons harte oop om vanoggend hierdie woord te ontvang. Dat hierdie woord sal penetreer in ons sodat ons kan deurbreek na die realm waar U ons wil hê. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Ons gaan so 'n bietjie tyd in die woord spandeer. My titel vanmôre is Leer jou hart wie jy is. Leer jou hart wie jy is. En ons gaan begin by 1 Johannes 3. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 21 en 22 sê die volgende woorde. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Die Wyme vertaling sê die volgende, hy sê, Beloved, if our hearts do not condemn us, we address God with confidence, and whatever we ask for, we obtain from him. So dit gaan hierso oor jou hart, oor die toestand van jou hart, oor en wat uit jou hart uitkom. Jy moet besef dat die dag as jy die Here Jesus aanneem, dan word jy wedergebore. En nou is daai hart in die binnekant nuut. Lewe van God en die karakter van God is nou gebore in jou. As jy iets verkeerd doen, dan is dit baie keer nie eers die Heilige Gees wat vir jou dit wys nie, dis jou hart self. Jou wedergebore hart wys vir jou wat is reg en wat is verkeerd, want jy het nou God in jou, jy het nou God se lewe in jou. So dit is belangrik dat as ons wil ontvang van die Here af, sê hy sodat ons hart ons nie veroordeel nie. Want hierdie hart is nou volmaak. En jy het 'n paar foute. So dit is hoekom ons hart moet leer wie ons is. Ons moet ons hart leer wie ons is. Ek gaan na Romeine 10 toe. Kyk eens na dieselfde beginsel. Dis werk wat ek en jy moet doen om ons hart te leer. Romeine 10 vers 8. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond Jesus as Here bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Nou in Spreuke 18 staan daar dat 'n man se hart word versadig deur die woorde van sy mond. Spreuke 18 vers 20 sê dat 'n man se innerlike wese, jou hart, word versadig met die woorde van jou mond. So jy is voortdurend in 'n proses om jou hart te leer wie jy is. Dit kan positief of negatief werk, of vir jou of teen jou. Want as jy die hele dag valshede gaan praat oor wie jy is, dan gaan jou hart dit begin glo. Jou hart is gemaak om te glo. As jy die hele dag sê, maar ek is 'n mislukking, ek sukkel, en die wêreld is moeilik, dan gaan jou hart dit glo. Maar as jy God se woord vat, en sien, dis die verskil tussen sommer net positiewe denke en geloof in God. Geloof in God is gebaseer op wat hy gesê het. Jy kan nie glo buite wat God gesê het nie. Die enigste vraag wat jy moet antwoord in 'n situasie is, wat het God gesê? Wat het God gesê? As God iets gesê het, geloof is om vas te hou in wat hy gesê het. Geloof beteken ek hou vas aan sy woord, né? As ek my hart iets anders leer as wat God gesê het, dan gaan my hart verward raak. En my hart word in mekaar. Want God het gesê, deur sy wonde is jy genees. Ek sê, elke winter word ek siek. Okay, nou wees nou reg. Jou hart raak in mekaar. En jy's besig om die geloof wat in jou is, te verswak. Jy verswak jou eie geloof, al meer en meer, deur sulke losse woorde te praat. My hart word beïnvloed deur wat ek myself toelaat om te dink, te hoor en te sê. Jy laat jouself toe om sekere goeders te dink of nie te dink nie. Dit gaan jou hart beïnvloed. Wat jy dink beïnvloed jou hart. Wat jy sê beïnvloed jou hart. Wat jy hoor beïnvloed jou hart. Amen. As ek seker maak ek hoor die regte goed,
ek sê die regte goed en ek dink die regte goed, dan beïnvloed dit my hart positief. Ons sien vir Abraham, die vader van die gelowiges. Abraham was 100 jaar oud. En die Here sê, ek maak jou die vader van 'n menigte nasies. En die woord sê, Abraham het nie, die King James sê vir my, sê, he considered not his own body now dead, neither the deadness of Sarah's womb. Hy het nie dit consider nie, hy het nie homself toegelaat om in daai rigting te begin dink nie. En hy is vir ons die voorbeeld van geloof. Dit wat jy jouself toelaat, wat 'n rigting jy jouself toelaat om in te begin dink, gaan jou lewe beïnvloed. Dit is of vir positief of vir negatief. Spreuke 4, bekende deeltjie vir ons, vers 20 tot 23, hy sê daarso, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Sien? In jou hart. Want hulle is lewe vir die wat hulle vind. En medisyne of genesing of medisyne vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die ander vertaling van die woord oorspronge is die kragte. Die oorspronge van die lewe is die kragte van die lewe. Daar is lewenskrag, dit wat jou in die lewe hou, dit wat jou lewe behou, dit wat bepaal wat in jou lewe gaan gebeur, vloei uit jou eie gees uit. Jy moet jou hart bewaar. Salomo gee vir jou baie goeie raad vandag. Hy sê vir jou, as jy jou hart kan bewaar, dan bewaar jy dit wat vloei uit jou hart uit. Dit wat vloei uit jou hart uit beïnvloed alles in jou lewe. So die Satan kan nie net kom en jou kom bankrot maak nie. Hy moet eers dreig om jou bankrot te maak. As die duiwel net kon instap en jou bankrot maak, hoekom doen dit nie man nie? Hoekom kom dreig hy eers? Hy sê hy gee homself weg. As die duiwel net kan inkom en jou kom siek maak, hoekom doen dit nie? Hoekom dreig hy? Hy moet eers 'n vashou plek kry, hy moet eers vrees aan die gang kry. Daar was 'n vrou wat kanker gekry het. Sy was 'n gelowige, jy weet. En sy het gestaan in geloof en sy het oorwinning gekry, maar dit was 'n stryd geweest, jy weet, sy het eintlik daar deurgekom en genesing ontvang. Maar in haar getuienis noem sy iets, sy sê sy kan nie verstaan hoekom sy kanker gekry het nie, want vir 10 jaar lank het sy gebid teen kanker. Dis net soos Job, né? Hoekom het sy nie gebid teen tuberkulose nie? Of teen maaggriep nie? Hoekom het sy nie gebid teen COVID of teen enigiets anders nie? Hoekom teen kanker? Sy het in vrees gebid. Jy sien, daar was vrees. In plaas daarvan om die vrees aan te spreek en die vrees uit te kry, het sy nou in vrees begin bid. Is julle met my? Die oop deur is vrees. Jy moet die vrees uitkry. Die vrees moet uit. Enige area waar die Satan vrees in jou gaan sit, vrees vir gebrek, sal jou arm hou. Vrees vir 'n siekte sal die siekte na jou toe bring. Amen. Vrees vir verwerping, bring verwerping. Vrees, God, 2 Timoteus 1:7 sê vir ons, God is nie die een wat 'n gees van vrees bring nie. Dis die Satan. God het nie ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nou, Hebreërs 5, ons titel is Leer jou hart wie jy is. Hebreërs 5 vers 10 is Paulus besig om lering te gee hierso, en hy gaan al dieper en dieper in goeters in, wat amazing goeters. In vers 10 gaan hy aan, hy sê, hy is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So hier begin hy nou van Jesus praat in sy bediening as hoëpriester. En ewe skielik slaan hy oor, dan sê hy, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. So hulle kon nie verder hoor nie. Hy wil nog klomp goeters gesê het oor Jesus se herendagse bediening. Hy wil klomp goeters geopenbaar het oor Jesus as Melchisedek, as hoëpriester en wat dit behels. Maar hy kon nie, want hulle kon nie verder hoor nie. Hoe ver jy kan preek, hang af van die hoorders. Jy moet jou geloof bring. Ek moet my geloof bring en jy moet jou geloof bring, want van wie hoor ons? Nie van 'n mens nie, maar van die Here, né? Nou gaan hy aan en sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees,
Het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer en julle weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elke wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Wyme vertaling sê, by people who live on milk, I mean those who are imperfectly acquainted with the doctrine of righteousness. Such persons are mere baby. So, dis een ding om feite in jou brein bymekaar te maak, om Bybelversies te kan memoriseer dalk. Niks van dit gaan noodwendig jou identiteit verander nie. Jy kan aan 'n PhD hê of 3 PhD's hê met 'n kop vol baie feite, maar jy dink nog net soos jy altyd gedink het. Die doel van die woord is nie om kennis vir jou by te bring in jou brein, om jou brein al groter te maak nie. Die doel van die woord is om jou gees al groter te maak, jou gees te laat vergroot. Dis hoekom ek my hart moet leer wie ek is, moet ek op 'n geesvlak penetreer, is julle met my? Ek moet hierdie beeld van geregtigheid, dit help nie ek weet, ek is die geregtigheid van God, maar elke dag leef ek asof ek nie die geregtigheid van God is. Ek dink die hele dag gedagtes van veroordeling en skuldgevoelens en al daai goeders. As jy nog die hele tyd met skuldgevoelens deel en gedagtes van nie genoeg en skiet tekort en al my probleme, al my foute, dan jy nog nie hierdie, dan jy nog 'n babetjie. Want wie gaan jou aan jou foute herinner? Die Heilige Gees? Nee. So as die vyand kom en hy herinner jou aan jou foute, hoekom doen hy dit? Want hy wil jou geloof afbreek. En die eerste stap om iemand se geloof af te breek is om hulle beeld van wie hulle is af te breek. Jy is 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Ek moet in my gees inbou daai geregtigheidsbewustheid. Jy kan iemand vat wat talentvol is in 'n sekere area. Sê net maar hulle het 'n mooi stem. Maar om daai talent te ontwikkel, vat werk. Jy gaan nie die beste sanger in die wêreld word net omdat jy die talent het nie. Iemand het eendag vir Roger Federer so onderhoud met hom gevoer en maak hy so 'n grappie. Hy sê maar, jy het seker hard geoefen. Hy sê ag nee, ek sit die hele dag op die bank. As ek is net talentvol, ek staan op 'n speelig vir tennis. Wie van julle glo dit? Hy het nie die hele dag op die bank gesit nie, is julle met my? Hy het talent, ja, maar hy het dit beoefen. Hy het ure 'n dag geoefen. Dis om 'n aardse kroon te kry. Maar ek en jy moet begin hierdie geregtigheidsbewustheid inoefen, inbou. Ek moet 24 ure 'n dag konsentreer daarop om te mediteer op die woord aangaande geregtigheid en om dit my gedagtepatroon te maak, dit my prentjie van myself te maak. Dan is ek besig om uit babaskap uit te beweeg en verder te kom in die wandel met die Here. Geen oomblik moet ek 'n negatiewe beeld van myself aanvaar. Geen oomblik moet ek veroordeling aanvaar. Wat is die ander titel van Satan? Die beskuldiger. Hy beskuldig die broers. As jy beskuldigings teen jouself oordink, is jy besig om te mediteer op Satan se woorde. Nie 'n goeie idee nie. Hy gaan jou altyd aftrek, afbreek en jou minder maak, né? Dis tyd om te mediteer op die woord. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan wees die geregtigheid van God in hom. Efesiërs 4 praat ook daarvan. Efesiërs hoofstuk 4 vers 17. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die dwaasheid van hulle gemoed. Kyk waartoe gaan Paulus soos 'n laser. Hy gaan reguit na jou kop toe. As jy jou kop kan verander, kan jy jou lewe verander. As jy die leuns kan uitkry, daar's soveel leuns wat elkeen glo. Jy glo leuns oor jouself, jy glo leuns oor jou omstandighede. As jy die leuns kan uitkry, kan jou lewe verander. Amen. En die enigste plek om leuns uit te kry is die woord van. Sy woord dryf die leuen uit. Die waarheid is dat in hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Die waarheid is dat my God voorsien in al my behoeftes, dat sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Amen. Die waarheid is ek is 'n wedergebore, geesvervulde kind van die Vader.
Die waarheid is, ek het engele, wat aangaande my opdrag gegee is. Amen. Ek het geloof in my. Dis 'n geskenk van die Vader af. Met daarin, vir geloof is alle dinge moontlik. Alle dinge is moontlik. Party mense hoor die boodskap dat die Here wil hulle finansies seën. En dan aanvaar dit. Maar dan los hulle geloof en hulle begin hulle eie vleeswerk aan. Moenie daai fout maak nie. Hou aan, jy deur geloof het geglo, staan in geloof vir jou finansies. Moenie bekommerd wees, hoe gaan die Here dit doen nie. Moenie die Here probeer help. Jou enigste werk is om vas te hou in geloof. En dan luister hy en hy sal vir jou sê wat te doen. Nie jou eie kop. Mense wat, vers 18, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur onkunde. Jy weet dat onkunde wat in iemand is, kan hulle vervreemd van die lewe van God, vanweer die verharding van hulle hart. Hoekom is hulle onkundig? Want hulle verhard hulle harte. God doen moeite om die woord vir jou te bring. Al wat jy moet doen is om jou hart sag te maak en te ontvang. Moenie jou hart verhard nie. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan ongebondenheid om in hebsug allerlei onreinheid te bedryf. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. Kyk, daai ou mens moet jy aflê, wat deur begeerlikheid van verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van jou gemoed. Hy praat, daai woord is denke. Gaan reguit na jou denke toe. Jou denke is jou tempel, jou denke is jou heilige deel. Jou denke is waar besluite geneem word. Jy moet vernuwe word deur die vernuwing van jou denke, en jy met die nuwe mens moet aantrek, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Jy moet die ou mens uittrek, jy moet die nuwe mens aantrek. Dis wat hy vir ons hierso sê. Trek hy ou mens uit, trek hy nuwe mens aan. Wat is daai nuwe mens? Daai nuwe mens het gesag oor die duiwel. Die nuwe mens is gemaak om te heers, nie om oorheers te word. Die nuwe mens is nie onder die omstandighede nie, hy is oor die omstandighede. Die nuwe mens kan praat met dinge. Die ou mens praat oor dinge. Amen. Jy kry gesag om te praat. Hebreërs 4 vers 12, het is vanoggend al 'n paar keer hier gehoor van vooraf. Hy sê van die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Sien, dit is jou denke. Dit is jou siel, dimensie, is jou denke. Nou kan jy agterkom waar sekere goed wat ek glo ek akademies, maar glo my hart dit. Net die woord kan maak dat jou hart iets glo. Amen. Dis nie genoeg om akademies te glo dat deur sy wonde is ek genees nie. Jou hart moet dit glo. Dis nie genoeg om akademies te glo ek is die geregtigheid van God in Christus. Jou hart moet dit glo. En die enigste manier om jou hart te kry met te glo is deur die woord. Net die woord het die krag om dit te doen. So ek moet die woord vat in my mond en sê dis 'n bo-natuurlike woord hierdie. Dis nie sommer net 'n woord nie. Dis God se woorde. Ek sit dit in my mond en ek praat met my hart. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is. Loof sy heilige naam. Dawid praat met homself. Hy praat met sy binnekant. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou sondes vergewe. Wat al jou siektes genees. Wat jou lewe vrykoop van verwoesting. Wat jou mond versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Halleluja. Praat met jouself. Besef dat die woord van God is die wil van God. Godsdienst leer ons, alles wat gebeur met jou in die lewe, is die wil van God. Dis vals. Baie dinge op die aarde wat hier gebeur, het niks met God se wil te doen nie. Die enigste plek waar ons kan nie rondom ons kyk en die wil van God bepaal nie. Dit wat hier buite gebeur is nie die wil van God. Die enigste plek waar jy die wil van God kan sien is in hierdie woord. En jy het die voorreg, as jy gehoorsaam is, as jy wil, die Here is 'n gentleman. Hy forceer niemand om enigiets te doen nie. Hy forceer nie mense om hemel toe te gaan nie.
Hy nooi hulle net uit. Maar as jy wil, en as jy jou wil gebruik, dan kan jy hierdie woord vat, en jy kan hierdie wêreld verander. Maar dit moet deur jou gees kom. Dit moet in my gees ingebou word, en deur my gees kom. God sal alles toelaat in jou lewe, wat jy toelaat. Alles waarmee jy bereid is om opgeskeep te wees. Daar was 'n ou gewees jare terug, nie wie van julle hom geken het nie, Norval Hayes. Norval Hayes, hy was 'n besigheidsman en 'n prediker in Amerika. En hy het 'n probleem gehad, sy dogter het sulke knoppe gehad op haar arms en op haar hande. Oor die 40 sulke gewasse wat gegroei het. En hy het gebid. In sy kerk waar hy was, het hy geleer, jy moet dit aanvaar, die Here leer nou vir jou en vir die kind iets, so aan. Maar hy het net hy kon dit nie aanvaar, dat daai dogtertjie van hom so hierdie verwronge hande moet hê. Eendag terwyl hy nog so bid, hy stap in sy kamer en gee so 'n tree, dis in die hemel, 'n visie van die hemel. En Jesus praat met hom. En hy sê vir hom, Norval, want hy pleit, Here, hoe lank moet my kind nog hierdie gewasse hê? En raai wat sê Jesus vir hom? Hy sê vir hom, Norval, hoe lank gaan jy opgeskeep sit? Wanneer gaan jy iets begin doen? Norval, aan die gewasse op jou kind se arm. Hy was skoon uit die veld geslaan. Hier kerm hy by die Here, dat die Here iets moet doen. Die Here verskyn en hom sê vir hom, wanneer gaan jy iets doen? Hoe lank gaan jy daarmee op? Hoe lank is jy bereid, Norval, om opgeskeep te wees met die gewasse? Wanneer gaan jy iets doen? Ek het vir jou die gesag gegee om te praat met die goed. Wanneer doen jy dit? En toe die visie klaar is, toe stap hy na haar kamer toe. Nou so 'n pad na haar kamer toe, hy gaan nou praat met hy gewasse, maar nou is haar vriendin by haar. En die duiwel sê vir hom, jy gaan haar nou in die verleentheid stel. Hy sê nou voor die vriendin, hy sê dan doen ek dit. Dan is dit nou maar so. En hy kom daar en hy vervloek daai gewasse. En hy bestraf dit. En hy beveel hom te verlaat en niks gebeur nie. En van daai oomblik af het hy nie weer een keer gepraat oor die gewasse nie, hy het net begin om Here te loof en te prys. Net, dankie Jesus. Dit is geloof. Jesus het gesê, hy het gespreek, hy hoef nie te spreek nie. Al wat hy gedoen het, gesê, dankie Jesus dat die gewasse weg is. Ek dank U daarvoor vir 40 dae lang. 40 dae lang, dit net die Here geloof en geprys. En op die 40ste dag, sy dogter besig om klere op te hang in die kas. En sy vat die klere en sy hang, van die een kledingstuk is op na die volgende, sy weer na hande afkyk, is die gewasse weg. Dis geloof. Geloof vat hom. Hoe lank wag die Here al op ons, met dinge wat ons op hom wag? Ons wil dit afsit, jy sien, ons wil altyd die verantwoordelikheid op die Here sit. Dis 'n siekte, man. Kom van die tuin van Eden af. Adam het gesê, dis die vrou wat U vir my gegee het. Hy wil nie persoonlik verantwoordelikheid neem nie, so hy beskuldig die Here en die vrou. Dis nie die Here of die vrou nie, dis jy ook wel. Amen? Dis jy. Face it. En doen iets daar. Amen? Josua 1 vers 8. Josua 1 vers 8. Baie belangrike versie om te ken. Want dit sluit baie dinge ook vir ons. Hy sê hierso, hierdie wetboek, ons kan in ons verbond, ons is nou in die nuwe verbond, ons kan sê hierdie woord, mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag. Die ander woord vir die woord bepeins is mediteer. Om te bepeins is om te mediteer. As ek wil hê dat ek my hart moet leer wie ek is, dan moet ek mediteer. Ek moet bepeins. Dit is waaroor bepeinsing of meditasie gaan. Ek moet die woord oor en oor. Ek vat die woord en ek lees hom, en ek lees hom, en ek lees hom. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. En jy sê hom weer, en jy sê hom weer, jy kou hom, jy eet hom. Nee, dis bepeins, dis meditasie. En op 'n oomblik, dan vat jou hart hom. En as jou hart hom vat, het jy die deurbraak. Amen?
En dit geld vir enige belofte in die woord. Die belofte moet geïnternaliseer word. Dit moet deel wees van my gees, van my hart. My hart moet dit glo. As my hart dit glo, dan gebeur dit. Dan manifesteer dit. Dis hoekom hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Nou, Jesaja 55 het ons al baie keer gelees. Jesaja 55, maar ek wil net een frase daar aansny. Hy sê daarso, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, onthou jy? Maar ons kan sy gedagtes ons gedagtes maak. Dit is presies waaroor dit gaan. As ek die woord mediteer, dan is ek besig om my gedagtes te los. En ek verplaas my gedagtes met sy gedagtes. Nou ewe skielik, dink ek nie meer oor myself, soos ek al die jare oor myself gedink het. Ek het 'n verantwoordelikheid om oor myself te dink soos God oor my dink. Dis hoekom John G. Lake, hy was een van die sendelinge na Suid-Afrika waaruit die AGS gestig is. Is dit nie waar nie? Hy is een van hy was 'n kragtige bedienaar gewees van die woord in die vroeë 1900s daar rond, né? En baie wonderwerk het gebeur. Hy hande opgelê het, mense hulle is genees en so aan. Daar's gevalle gewees waar 'n ou een of ander infeksie in sy vel gehad het en hy het sy hande op hom gelê en toe sy hande af wat toe sit die afdruk van sy hande daarin. Die ding vrek. Maar dit is nie so moeilik nie. Dit is nie so moeilik dat net John G. Lake het kan doen en jy kan dit ook doen. Jy moet wegbeweeg van daai storie. Paulus en John G. Lake en Smith Wigglesworth. Hulle het niks wat jy nie het nie. Wat het John G. Lake gedoen? Hy het sy hart oortuig dat hy is wie die woord sê hy is. Dis al. Hulle sê hy het baie keer voor die spieël gaan staan, het altyd 'n pak klere aangehad. Hy het baie keer voor die spieël gaan staan en kyk en dan sê hy, God is in daai man. Kyk hy vir homself en sê, God is in daai man met die mooi pak klere aan. God is daar. Daar binnekant is God. Jy kan dit ook doen. Jy kan sê, God is in daai vrou, God is in daai man, God is in my. Hy is in jou. Maar jy moet dit sê met jou mond, dat jou ore dit kan hoor, dat jou hart dit kan begin glo. Dit is waar jy groei geestelik is om jouself te nou luister baie mooi. Wat is geloof? Romeine 4 vers 7 het ons 'n definisie van geloof. Romeine 4 vers 17 sê, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep, asof hulle bestaan. Ok, dit is 'n definisie van geloof. Geloof roep dinge, wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Nou let wel wat dit nie sê nie. Daar staan nie, geloof ontken dinge wat bestaan. Nou jy moet mooi jou kop nou aanhou. Dis soos die ouetjie wat sê, dink jy pa nog hy siek? Nee, my dink hy's dood nou. Dis iemand wat hulle ontken, om te sê ek is nie siek nie. Ek is nie siek nie, ek is nie siek nie, ek is nie siek nie, is nie wat hier staan nie. Daar staan nie ek ontken ek is siek nie. Daar staan ek roep genesing. Kan jy die verskil sien? Is jy siek? Ja. Jy het 'n koors en jy lyk terrible. Is jy siek? Jy is siek. Ok? Maar, ons gaan praat met die siekte, en ons gaan genesing roep. Om te sê ek is nie siek nie, is nie wat hy gesê het om te doen nie. Jy mis dit, die duiwel het jou mislei. En die duiwel jou in sulke klein goedjies mislei, dan kan jou geloof neutraliseer, sien. Daar met Petrus se skoonma, sy het daar gelê met 'n vreeslike koors. Wat het Jesus gedoen? Hy het die koors bestraf, en die koors het haar verlaat. Hy het nie vir haar gesê, jy is nie siek nie. Hy het die koors, die siekte aangespreek. So dit wat ek hier moet leer om te doen. Elke ding in ons lewe moet geantwoord word. As die bankboekie vir jou sê jy te min, dan antwoord hom. Om 'n kind van die Here te wees, om in die koninkryk te funksioneer, kan jy nie op jou bek geval wees nie. Jy moet praat. As die bankboekie sê te min, is die bankboekie word meer, word vet. Weersie, word vol. Ek roep jou.
Amen. Jy het engele wat gereed staan om jou te help. Ek onthou toe ek in die stel getroud is, het ons, ek was 20, sy was 19. Dit is meer as 10 jaar terug. Maar in elk geval, dit is definitief meer as 10 jaar. Maar het ons, daarom, die mense sal ontferm oor ons, ons het heel wat trougeskenke gekry, ons het yskas gekry, ons het 'n bed gekry en sulke goeders. En ons het toe opgetel alles wat ons gekry het, wat het werd was. En toe het ons 'n check uitgeskryf, daai was nog checks vir 'n 10de. So daai 10de gepos. Daar was 'n boekie gewees wat ek gelees het, wat gegaan het oor hoe jy jou 10de moet saai. En die boekie het gesê, jy moet onder andere sê, dienende geeste, gaan uit, en gaan haal my oes. En ek het dit gedoen. En ek dink het was omtrent so R1000 gewees, wat ons 10de was. Dit is meer as 10 jaar terug, so is nog baie geld gewees daai, né? Dis laat 80s. 'n maand later, hier kry ons 'n check in die pos, onverwags, vir R30,000. Ons kon meeste van ons studieskuld afbetaal. 30voudig. Maar ek het gesê, dienende geeste gaan uit. Ek het engele, om die werk te doen. Gaan uit, bring my uit. Ek het gegee, aan my sal gegee word. 'n goeie maat, ingestamp tot oorlopends te vol, sal die mense in my boesem gee. Nou as dit een keer met jou gebeur, dan is jy gehoek. Ek sê vir jou, 'n paar sokkies wat jy deur geloof kry, is meer werd as R1000, wat jy op 'n ander manier gekry het. Want jy weet, hierdie is my geloof gewees. Dis die Here se genade, dis sy goedheid, dis by sy hart. Die Here wil baie meer vir jou doen, as wat jy dink. En hy wag net vir jou om saam te werk. Hy gee alles vir jou hierso. Doen dit net. Dan aktiveer jy geestelike wette, wat hom in staat stel om te doen wat hy wil doen. Roep daai mense, roep daai dinge, roep wat jy nodig het. Praat daarmee. Leer, Jesus het gepraat met dinge, hy het gepraat met bome, hy het gepraat met storms, en het gepraat met skoors, en het gepraat met dooie mense. As hy met 'n dooie mens gepraat het, het hulle nooit by die aardappelstaai uitgekom. Hele graf is daarmee jou. Hy het gepraat met dinge. So waar ek my aandag plaas, watter gedagtes ek aanvaar, watter gedagtes ek verwerp. Dis belangriker as wat jy eet of nie eet. Wat ek eet en nie eet nie, maak 'n verskil aan my liggaam. Wie van julle stem saam? Gaan sit op die strand en kyk wie eet appels en wie eet roomys. Dan sê jy ook, dan kyk jy na die figuur. Dis baie interessant. Jy sê dit 'n baie klein kind is, né? Hulle kan met alles regkom, maar as nou 'n groot mens is, dan die wat die appels eet se figuur is beter oor die algemeen as die wat die roomys eet. Hoe kan dit wees? Verstaan dit nie, né? Maar wat jy eet gaan 'n effek hê. Nou dis net fisies nou, né? Maar dink 'n effek op jou gees van wat jy dink of nie dink. 100 keer belangrik. Wat ek dink kan toksies wees. Wat ek dink kan gif wees. Of dit kan lewe wees. En ek neem elke dag die besluit. Nie die Here nie. Die Here het besluit wat jy gaan dink. Jy moet besluit wat jy gaan dink. So wat moet ek bepyns? Ek moet bepyns ek is 'n nuwe skepsel. Ek is die geregtigheid van God. Jesaja 54 vers 14 in die Amplified vertaling sê die volgende. Hy sê you shall establish yourself in righteousness. Wie se werk is hierdie? You shall establish yourself in righteousness. Dis werk. Maar wat is die gevolg daarvan? Wat gaan gebeur in jou lewe as jy nou gehoorsaam is en jy doen dit? Kom ons lees aan. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. For you shall not fear, and you shall be far from terror, for it shall not come near you. Dis goeie byvoordele, hoor. Al wat jy gedoen het, jy het gedoen wat hy sê, jy het jouself ge-establish in righteousness. Jy het bepyns, jy het gemediteer, jy sien jouself, as jy sien, jy verwerp die gedagtes aan tekortkominge. Die duiwel gaan altyd jou herinner aan jou tekortkominge, en jou beskuldig. Namelijk as hy jou beskuldig, wat sê jy vir hom? Ek het 'n redder, en jy het nie een nie. Jy het 'n redder. Hy red jou van jou tekortkominge. Hy red jou. Jesus red jou, hy's 'n redder. Hy red jou van jou tekortkominge. Hy het in jou plek gesterf. Hy het jou sondes gedra. Hy doen alles vir jou. Jy moet net vat. Jy moet net dit gryp in die gees. Jesaja 32 vers 17
in die King James sê, hy is ook mooi in die Afrikaans, maar ek gaan in die King James lees. And the work of righteousness shall be peace. And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. So vrede, as ek myself vasmaak in die binnekant, in my geregtigheid, wie ek is, dan bring dit vrede. Want die oomblik as die vyand my aanval, wat gaan nou gebeur, wat gaan nou gebeur, wat gaan nou gebeur? Ek is die geregtigheid van God. Ek staan op 'n vaste fundament. My Vader is oor al die goeders. Hy sorg vir my. Ek vat al die bekommernisse en ek werp dit van my af, want hy sorg vir my. Dis al wat ek hoef te doen. Die oomblik as jy bekommernis vat, as ek die bekommernis vat, dan sondig ek. Dis 'n sonde, want ek sê, moet dit nie doen nie. Maar wat doen ek in effek as ek dit vat? Ek haal dit uit sy hande uit. Ek vat die probleem uit sy hande uit. Wie van julle dink die probleem moet in jou hande wees of in God se hande? Waar gaan die probleem die vinnigste opgelos word? In jou hande of in God se hande? Wel, dit hang af of jy jou bekommer daaroor. Elke minuut wat jy jou bekommer oor die probleem, is dit uit God se hande. Jy het dit geestelik onmoontlik vir hom gemaak om jou te help, deur te bekommer. So dis ek in 1 Petrus 5 sê, werk dit van jou af. Weier om jou te bekommer die oomblik, want hy sorg vir jou. Hy sorg vir jou. Hy kan net vir jou sorg as jy nie bekommerd is. Die oomblik as jy in bekommernis in beweeg, dan stop jy sy sorg. Jy maak dit onmoontlik vir hom om jou verder te help. En nou is jy op jou eie pel. Dis hoekom hierdie is geweldig belangrike geestelike beginsels. Johannes 14 vers 27, Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die Amplified vertaling sê, peace I leave with you. My own peace I now give and bequeath to you. Do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid. So jy kan jou hart toelaat om iets te doen, of nie toelaat om iets te doen nie. Jy's nie, jy kan beheer uitoefen oor jou emosies. Jy moet net praat daarmee. Jy maak jou mond oop en antwoord dit. Angs, ek praat met jou. Jy verwyder jou uit my teenwoordigheid uit. Stop allowing yourselves to be agitated and disturbed. Allowing yourself, hoor daai woorde. Stop allowing yourselves to be agitated and disturbed. And do not permit yourself to be fearful, intimidated, cowardly, unsettled. Soos hy sê, ek moet myself nie permit om unsettled te wees nie. Wat sê hy in effek? Be settled. Praat met jouself, sê, hey self, be settled, wees stabiel. Staan. Emosies, jy heers nie oor my nie. Ek heers oor emosies. En my emosies is vrede en vreugde en liefde. Amen. Dis hoekom ek elke gedagte, 2 Korintiërs 10, elke gedagte gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Ek moet gedagtes gevange neem. Daar's geen ding wat jy kan doen wat jou finansies meer goed sal doen in hierdie lewe as om jou gedagtes gevange te neem. En die aardse mense dink daar's geen verband nie. Dis maar, hulle kan nie maar die woord sê vir ons, Salomo sê dit, Paulus sê dit vir ons, die Heilige Gees sê vir ons, my gedagtes, my finansies, my gedagtes, my finansies, my gedagtes, my gesondheid, my gedagtes, my gesondheid, my gedagtes, my verhoudings. Alles gaan terug na gedagtes. En ek kan bonatuurlike gedagtes. Ek hoef nie net positiewe denke te doen nie. Sekerlik is positiewe denke beter as negatiewe denke, né? Maar ek is nie beperk tot positiewe aardse denke nie. Ek het God se gedagte. Ek het sy woord, bonatuurlike woord in my mond, in my hart wat uit my uitkom. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ok, nou ons het 'n definisie van geloof. Wie kan vir sê wat die definisie is? Ons roep die dinge wat nie bestaan nie, as wat bestaan. Nou kom ons plak die definisie daarin. Ons gaan 'n paar versies hier lees, dan plak ons die definisie en dan lees ons met die definisie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons wat die dinge roep wat nie bestaan nie, as wat bestaan. Halleluja. Nou word hy 'n bietjie lewendig, né?
Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons, wat die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Halleluja. Hebreërs 10 vers 38 sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Kom ons sit ons definisie in. Ons sit ons definisie aan, lees ons hom so. Die regverdige sal lewe deur die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Amen. Die regverdige sal lewe deur die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dis hoe jy sal lewe. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Kom ons sit ons definisie in. Ons wandel deur die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dis ons lewe, dis ons wandel, dis ons manier. Jy koninkryksmense, dan is dit jou manier. Jy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Jy oefen dit. Hoe meer ek iets oefen, hoe beter word ek daarmee. As ek goed wil klavier speel, moet ek klavier speel oefen. As ek goed wil rugby speel, moet ek rugby speel oefen. Né? As ek 'n geloof suksesvol wil lewe, moet ek geloof oefen. Ja, so what is dit nie? Dink jy, wat dink jy nou as jy nou rugby oefen en jy laat val die bal een keer? Nou sê jy, nee, ek dink nie rugby is vir my nie. Nee, jy gaan nie ver kom nie. Jy gaan die bal baie laat val. Dis okay. Hou net aan. Né? Hou net aan. Dis dieselfde met geloof. Jy gaan die bal laat val, dis okay. Hou net aan. Roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Vat God se woord, maak hom deel van jou lewe. Ken die beloftes. As jy 'n probleem in jou lewe het, dan weet jy hierdie probleem is nie van die Vader af nie. Dis nie die Here wat hierdie probleem gebring het nie. Dis die vyand wat 'n toets bring. Die duiwel traai my toets. En ek gaan sy chunk vir hom aftrap. Hy het net met die verkeerde ou kom sukkel hier. Ek gaan die woord vat en tussen sy ribbetjies indruk. Amen. Dis wat ek gaan doen. Want deur sy wonde is ek genees. Jy kan nie glo jy's gesond omdat jy goed voel nie. Dis nie 'n goed genoeg fondasie nie. Want die dag as jy nie goed voel nie, wat gaan jy dan glo? Amen. Jy moet glo jy's gesond, want die woord sê dit. Of ek nou goed voel of sleg voel, maak geen verskil nie. Deur sy wonde is ek genees. Ek dank hom dat ek goed voel. Amen. Maar dis nie my fondament hoe ek voel nie. Dis ek kom hy sê die ryk ou moenie na sy bankrekening kyk en goed voel nie. En dit sy fondament maak nie. Hy sê ja, die Here gee dit ryklik om te geniet. Maar maak jy fondament die Here. Nie die geld nie, nie hoe jy voel nie, nie wat jy sien nie, die woord. Die woord sê dat hy voorsien in al my behoeftes, dan sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Of hy bankrekening hoog is of laag is, maak geen verskil nie. Hy voorsien. Hy voorsien. Hy voorsien. Dit bou jy in jouself in. 'n Geloofspersoon leer waarna om te kyk en waarna om nie te kyk nie. Wat om te dink en wat om nie te dink. Amen. Dit is die essence. Ek leer myself waarna om te kyk en waarna om nie te kyk nie. Ek leer myself waarom om te dink, waarom nie te dink. Wat om te sê, wat nie te sê nie. Dis my dissipline. As ek 'n disipel wil wees, dan is dit my dissipline. Die woord disipel kom van dissipline. Ek dissiplineer my denke na die woord toe. Ek dissiplineer my mond na die woord toe. As my liggaam pyn, so wat? Deur sy wonde is ek genees. As die bankboekie rooi is, so wat? My God voorsien in al my behoeftes, as sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Amen. Geld, ek roep jou. Ek het gegee, dit sal aan my gegee word. 'n Goeie maat ingestamp, tot oorlopends toe vol, sal die mense in my boesem gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u goedheid, u liefde en u guns in ons lewens. Dankie vir die kosbare woord. Ek bid dat elkeen van ons hierso hierdie woord sal aangryp en 'n doener hiervan sal wees, sodat ons u krag en u goedheid sal ervaar in hierdie aarde. Dat ons dit kan manifesteer voor die oë van alle mense. Dat ons 'n goeie Vader dien. 'n God van liefde, 'n God wat goed is. Dankie dat u vir ons help om skillvol te wees, om vaardig te word met die woord. Vaardig te word met geloof. Vaardig met ons gedagtes. Vader, dat ons vaardig kan wees met ons woorde. Vaardig kan wees in geloof. Ons dank u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Halleluja.